Nou ja, Brandon lyk daar so met 'n Hartford Halleluja, en dit is so paslik vanmôre by ons boodskap wanneer ons praat oor om moeg te wees. En welkom hier by Huishart. Ons saai altyd uit op 'n Vrydagoggend tussen 8 en 10 en is altyd wonderlik om saam met u te wees. En vandag wil ek u vra, voel u uitgeput? Is u dalk fisies of geestelik moeg? En voel jy het rus nodig? Soveel van ons luisteraars en soveel van ons mense op hierdie stadium het 'n harde tyd. Hulle sukkel. Dit gaan swaar met mense, mense veg. En ek glo dat nou die aand toe ek bedien het vir iemand, terwyl ek besig was om te bid vir iemand, die Gees van God vir my 'n visie gegee, vir my iets gewys. En dis dit wat ek vanmôre wil deel, en ek regtig waar glo en vertrou dit, soos wat u luister of kyk, dat hierdie openbaring vir u sal bring tot 'n nuwe vlak van God se vrede en God se blydskap. Dis regtig my gebed, en laat dit nie net vir vandag sal hou nie, dat dit sal hou totdat u die ewigheid ingaan. Dat dit nie sal eindig nie, want dit is die belofte van God. So, ek was besig om te bid vir hierdie dame, en terwyl ek bid, het daar 'n soort van 'n profesie in my opgekom, maar terwyl ek bid, toe sien ek hierdie visie. En ek sien hierdie visie van die goeie herder, wat die skape lei na die waters waar rus is. Die goeie herder wat die skape lei na die waters waar rus is. En daar was 'n paar konsepte, amper soos sleutels wat vir my oopgegaan het, terwyl ek hierdie openbaring ontvang het, want ek begin toe te bedink en te mediteer op die goeie herder. En op wat dit beteken om jouself te laat lei. Nou in hierdie wêreld gaan jy nooit 'n oplossing kry nie. Daar's tye wat jy moeg gaan voel, daar's tye wat jy afgemat gaan voel. Daar's tye wat dinge verkeerd gaan loop. Ons vergeet van die sondeval. En ons vergeet daarvan dat die vloek van Genesis sê dat uit die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. Daar is hierdie konflik tussen die geestelike en die fisiese. En dan is daar ook ons vyand wat ons ook van vergeet, en dis duidelik dat daar 'n vyand is. Ek bedoel, elke luisteraar wat vir my vanmôre gebedsversoek gestuur het, en mense wat nou nog gebedsversoeke stuur, hulle bewys daar's 'n vyand. Elke persoon wat vra, bid vir ons deur die webwerf of hier inskakel by Heartbeat FM, daar is 'n vyand, daar is 'n vyand wat ons aanval. So ons het basies geveg op twee kante. Die ene is die fisiese mens. Ek bedoel, ons raak ouer. Ons liggame raak bietjie afgemat. Ons moet God vertrou vir gesondheid, om te wandel in sy gesondheid en sy heerlikheid onder sy nuwe verbond. Maar dan het ons ook die vyand wat ons aanval. En in 1 Petrus 5 vers 8 word ons gewaarsku dat hierdie vyand loop rond. Hy loop rond daar waar jy bly. Hy loop rond daar waar jy werk. Hy loop rond daar waar jy kerk gaan. Hy loop rond daar in jou huishouding, in jou familie. Hy loop rond. Soos 'n roofdier rondloop. En jy kan regtig waar sien, as Petrus hierdie vergelyking maak, dan maak hy 'n gelyking van 'n roofdier wat die herder beskerm die skape. Ons sal bietjie meer hieroor praat. Die herder beskerm die skape, maar daar's 'n roofdier wat rondom die skape loop en kyk. En hy's besig om te kyk. Hy kyk vir 'n gaping. Hy kyk vir 'n plek om in te kom. Die Bybel sê dat ons moet vir die duiwel geen voethold gee nie. Ons moet hom geen vastrap plek in ons lewe gee nie. Maar hy sê hy loop rond soos 'n brullende leeu. En baie kere, die brullende leeu het twee aspekte aan hom. Hy is gevaarlik as ons hom toelaat. Ons weet dat Jesus het Satan aan die kruis oorwin, en ons hoef hom nie te vrees nie. Maar vir hulle wat nie in Christus is nie, is hy baie gevaarlik. Hy is soos 'n leeu. Maar die ander probleem wat ons hier sien, is hy brul. Hy maak 'n geraas. En daai geraas is baie intimiderend. As ons vat in die natuur die brul van die leeu, stuur 'n skokgolf uit onder al die diere. En al die diere raak bevrees sodra daai leeu brul. En baie Christene sit in hierdie situasie waar die vyand is besig om rond te loop en te brul. Maar die feit is, hy soek vir iemand wat hy kan verslind. En die woord sê hy soek vir wie hy kan verslind. Die vraag is, wie kan hy verslind?
Wanneer ons praat oor om moeg te wees, om afgemat te wees, dis baie kere 'n strategie. Die duiwel begin brul. Jy volg die herder se stem. Jy is in die skape groep, maar hy brul en jy dink by jouself, ek moet wegkom. En dan begin jy te hardloop, want jy het vertroue verloor in die herder. Jy het vertroue verloor in die leiding van jou herder, van jou goeie herder. Jy het vertroue verloor dat hy jou sal lei, plaas dat jy net bly saam met die skape, plaas dat jy net dien in jou lokale kerk, plaas dat jy net saam met jou broers en jou susters staan en vir hulle sê, bid saam met my. Maar wat doen ons? Ons bly by die huis, ons bly weg, ons kruip weg. En wat die brullende leeu dan doen, is hy kyk en hy sien, soos enige roofdier doen, hy sien, daar is 'n skaap, en hy hardloop. En wat begin hy dan te doen? Hy los die ander skape vir nou, en hy jaag daai een skapie. Hy jaag hom, en hy jaag hom, en hy jaag hom, en hy jaag hom. En dis wat dit beteken om moeg te raak. Want dis wanneer die duiwel baie kere ons jaag, wanneer ons moeg raak. Dis een van die scenario's. Hy jaag ons, en hy jaag ons, totdat ons heeltemal uitgeput is. En wat gebeur? Ek het nou al baie van hierdie films gesien met die diereryk in, wanneer die leeu's die bokkie jaag, en baie keer is dit 2 of 3 leeu's, dis die demone wat kom, hulle jaag, en hy bok raak moeg. Daar is 'n plek waar hy bok amper opgee. Daar is 'n plek waar hy bok weet, dis nou verby. Dis nou verby. En dis so met ons. En wat is die sleutel? Ek bedoel, dit is so eenvoudig om te sien. Jesus sê in Johannes 10, hy is die goeie herder. Wat is die sleutel? Ons lees in Psalm 23, dat hy sê, hy lei ons na groen weivelde, hy laat ons neerlê daar waar waters waar rus is. Hy sê, daar's rus by daai waters, daar's groen weivelde. Hy lei ons soontoe, hy laat ons neerlê, maar die feit van die saak is, ons moet onsself onderwerp aan sy gesag en orde, en sê, Here, ek sal myself laat neerlê, ek sal regtig neerlê. Hulle sê, dat die skape in daai tyd sou sleg neergelê het, wanneer hulle totaal vrede het. So die skaap sal nie gaan lê voor hy nie vrede voel nie. Jy kan nie die moegheid teestaan, voor jy nie die vrede van God wat die verstand te bowe gaan voel nie. Maar die vyand, die brullende leeu, is besig om baie mense te jaag. Hy jaag hulle reg oor die plein. Hulle hardloop, hulle dink hulle gaan wegkom. Maar hy jaag hulle, totdat hulle moeg is. En dan kom verby 'n tyd wat hulle opgee, wat hulle net gaan lê, en sê, maak my dan nou maar dood. Ek is te moeg, ek kan nie meer aangaan nie. Ek het nie meer krag nie, ek kan dit nie meer doen nie. En baie kere is dit wanneer ons op die punt moet kom wat ons sê, Here, vergeef ons. Ons het gesondig. Ons het op onsself begin staat maak. Ons het op ons eie krag begin leun. Ons het op die vlees begin staat maak. Dis baie kere wat gebeur met baie van ons. Almal van ons word amper half uitgedaag om hierdie te konsidereer vandag. Daar's 'n tyd wat ons versoek word om onsself te dien, om onsself te volg, om staat te maak op ons intellek, om staat te maak op dit wat God selfs in ons lewe begin het. Jy weet, ek het tot bekering gekom as 'n dwelmverslaafde, en ek het niks gehad nie. En die Here het wonderwerk op wonderwerk in my lewe gedoen, maar daar was 'n tyd wat ek toe nou regtig waar begin goed doen het, en dit het goed gegaan met my, en ek het die Here nog steeds gedien, maar ek het op myself begin vertrou. En ek het 'n lot dinge begin aanpak, en rondhardloop, en winkels oopgemaak, en te kere gegaan, en ek het gebid een Sondag, want die druk het net so erg op my begin voel. Dit het net vir my begin voel, dat ek kan dit nie meer vat nie. En een Sondag toe bid ek, en ek vra die Here, een Sondagoggend in die kerk, voor die diens, sit agter by die band, en ek vra die Here, en toe wys die Here my hierdie beeld van die wolkkolom in die woestyn, wat my sou bedek van die skroeiende son. En hy wys vir my, ek het vooruit gehardloop. En daar's net een manier om dit uit te sorteer. Dit maak nie saak of ek bid daaroor of so nie. God beweeg wanneer hy beweeg. Maar ek moet terugbeweeg na hom toe.
Jy verstaan wat ek sê vandag, baie van ons voel dat ons kan onsself uit hierdie situasie uitbid, maar dis gehoorsaamheid wat ons uit hierdie situasie uitkry. Ja, ons bid vir versterking. Ja, ons bid vir bemoediging. Ja, ons bestraf die werke van die vyand in elke area van ons lewe. Dit doen ons. Maar daar's 'n punt wat ek en u moet besef, dat daar kom 'n tyd wat ons moet staan op sy woord en sê, ja Here, ons gaan doen wat u woord sê, en dan gaan ons terug. Daar is soveel elemente wat ons vandag kan bespreek. Moeg beteken om uitgeput te wees, om vermoeid te wees, om sonder krag voort te gaan. Dit kan fisies, emosioneel, geestelike moegheid insluit. Sinonieme is afgemat, uitgeput. En daar in Psalm 23 vers 2 en 3 sê hy lei my na waters waar rus is. Maar baie van ons weier om onsself onder God se leiding te onderwerp. Hy wil jou lei vandag na waters waar rus is. Jy is moeg soos wat jy luister, soos wat jy kyk vandag. Jy het hierdie boodskap aangeskakel of dit raak gekyk, omdat jy weet jy's moeg. En jy weet nie hoe om ontslae te raak van daai moe gevoel nie, van daai uitgeputte gevoel nie. Onderwerp jouself aan die leiding van die goeie herder. En dan sê hy daar, hy laat my neerlê in groen weivelde. Daar's waters. Jy weet, jy moet besef, die skaap is afhanklik van die herder. Hy's afhanklik vir sy kos, hy's afhanklik vir sy rus. In Dawid se tye moes die herder die skape na veilige plekke lei. Veral in daai droë klimaat, daar was nie water nie. As die herder nie die skape gelei het na waar die water was nie, sou die skape sterf. En ons moet besef, dat as ons vandag die rus van God soek, as ons vandag nie moeg wil wees nie, dan moet ons besef dat skape lê slegs wanneer hulle veilig en versorg voel. Bly by die herder. Bly by die herder. Luister, ek is lank genoeg in die bediening om te gesien het, dat wanneer mense by die herder bly, wanneer hulle daar bly in die teenwoordigheid van Jesus Christus en die Heilige Gees, en hulle het hierdie verhouding met God, dan kan die vyand brul soos hy wil, maar hy kan hulle nie verslind nie. Maar dis wanneer die skapie begin afdwaal, en hy luister nie meer na die stem van die herder nie. Ek het gaan oplees oor hierdie herders, en hulle het hulle stemme geweldig effektief gebruik. Die skape het daai stem geken. Die herder kon roep uit oor die veld ver, en sê vir die skape laat weet, hierso is groen weivelde, kom hiernatoe. En dan sou daai skape hom hoor oor honderde meters, al dan nie selfs verder nie. Hulle sou daai stem herken en sê, dit is my herder wat my roep na hierdie groen weivelde. Dit is my herder wat my roep na hierdie waters waar rus is. Maar mense, ons kyk na hierdie boodskappe, ons luister, ons gaan kerk toe, maar ons raak nie die kerk nie. Ons is heeltemal besig met ons eie dinge. Konstant besig net om ons eie dinge te probeer uitsorteer en dinge te soek in ons lewe wat vir ons vervulling bring, wat vir ons blydskap bring. Maar daar's geen vervulling, geen blydskap, geen vrede, behalwe by die herder. En vanmôre roep hy, selfs vir daai verdwaalde skape. In die gelykenis sê Jesus dat die herder los die skape en hy gaan haal daai een, en miskien is jy vandag daai een skaap, daai verlore skaap. Jy sê hierdie lewe het my gekniehalter, hierdie lewe het my hart geslaan, hierdie lewe het my pap getrap. Kyk, ek weet waar jy is vandag, want ek was self daar. Ek dink ek praat met hierdie twee groepe mense. Die ene is voor Christus in my geval. Daai lewe van dwelms, daai lewe van drank, daai lewe van partytjies, daai lewe van uitgang, daai lewe van my eie ding doen, daai lewe wat so leeg is. Ek vertel nou vir 'n broer nou die dag, ek sê hoeveel keer het die Here na my geroep, en ek wou nie die lewe los nie. En Chris het my daar by die Assemblies of God daar om die hoekie my gegryp en met my probeer die woord deel, en ek wou nie luister nie, want ek wou nie die lewe los nie. Dit het my jare gevat. Maar daar was 'n tyd en 'n plek wat ek agtergekom het. Dat hierdie lewe het niks om te bied nie. En dat hierdie lewe net my moeg en afgemat maak. En dat ek verloor eintlik die lus
om te lewe. Ek wil nie meer leef nie. Daar was 'n tyd wat ek dit besef het, wat ek gesê het, weet wat, ek wil nie meer so leef nie. Ek wil nie meer hierdie lewe hê nie. Ek kan dit nie meer vat nie. In 'n tyd wat ek myself om die lewe probeer bring het. En wat God 'n bonatuurlike slaap oor my gesit het, en toe ek wakker word, toe sê iemand wat sê, iemand wil met jou praat by jou ma se huis. Een van my dwelmverslaafde vriende, ou Anton, my kom haal by die huis. En ek dink, wat het met my gebeur? Ek was nou besig om myself om die lewe te bring. Ek was nou besig om my eie dood te beplan. Ek wou nie leef nie, ek wil niks meer doen nie. Ek het geval in alles. Toe kom ek op daai punt wat ek in daai plekkie sit in 57 Victoria Straat wat David Kedali die woord verkondig vir my en Anton en Nikki Klaasen, en ek sit daar en ek dink by myself, man, hierdie skaap was nou al orals. Hierdie skaap was nou al orals. Hierdie skaap het nou al alles probeer. Maar die stem van die herder, hy roep al jare uit na my. Ek het hom gehoor deur my ouma, ek het hom gehoor deur my ma, ek het hom gehoor deur om Christus, evangeliste, deur predikers. Ek het hom gehoor deur verskeie mense, my oom Jockey. Ek het hom gehoor deur die mense by die Assemblies of God, Dave Valentine en Carolyn Houtie Botha en Basil Delma en Clarence Riley. Ek het hom gehoor deur al hierdie mense, die herder roep my en sê, man, weet jy wat, hierso is die waters, hierso is die groen weivelde, maar wat wil hierdie skaap doen? Hy wil die dinge van hierdie wêreld verken. Maar toe ek so verken het, dat daar niks meer oor was nie, en toe ek so verken het, dat ek nie meer dit kon vat nie, dat ek heeltemal siek was, in elke area van my lewe, fisies, geestelik, verslaaf was, dat ek alles verloor het, dat ek uit die skool het geskop was, dat ek uit die weermag geskop was, toe ek op daai punt kom wat ek alles verloor het. Toe hoor ek daai dag in 57 Victoria Straat, 35 jaar gelede, toe hoor ek die stem van die herder roep vir Richard Murphy. Ek hoor hom roep. Ek het gedink Richard is 'n gemors. Ek het gedink Richard is useless. God haat vir Richard. Maar toe hoor ek hierdie stem van die herder roep my. En hy roep my by my naam. En ek het 'n eenvoudige gebed gebid soos wat u vandag kan bid. 'n eenvoudige gebed. Ek het net gesê, Here, ek het alles probeer. Ek het alles probeer. Hierdie skaap was oral. Maar ek hoor die stem van die herder roep my en sê, kom, kom. Jesus sê, die goeie herder sê in Matteus 11 vers 28, hy sê, kom na my toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. In vers 29 sê hy, neem eerder my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. Jy sê jy's moeg. Jy sê jy's moeg. Jy sê jy's uitgeput. Jy sê jy het genoeg gehad. Hier is die antwoord. Kom. Kom vanmôre na hom toe. Die ander groep mense is moontlik die mense wat die Here dien. Dis moontlik die mense wat die kerke vol sit op 'n Sondag. Die mense wat langs ons sit. Maar die eerste liefde het koud geraak. Die eerste liefde het koud geraak. Miskien het die leeu so gebrul dat die skaap verboureerd geraak het. En gesê het, ek moet wegkom van hierdie plek af waar ek nou is. Ek weet nie of die herder my hier gaan kan help nie. Ek weet nie of die herder my hier gaan kan beskerm nie. Miskien is jy daai skaap. Miskien is dit 'n skaap wat net verlei was of wat sy aandag afgetrek was. Miskien was daar 'n tyd wat die roofdiere in die trop ingehardloop het, wat die herder begin het om hulle uit te sorteer, maar wat die skape verdeeld geraak het en begin hardloop het in rigtings. Ek weet nie presies wat het gebeur nie, maar ek weet dat vanmôre, vanaand, vanmiddag, wanneer ook al u luister, weet ek dat die stem van die herder roep na u. Roep na u. Roep na u.
Hy roep nou na u en dis nou die tyd en dis nou die plek. Ek gee nie om wat aan die gang is in die lewe nie. Ek gee selfs nie eens om wat hy gedoen het nie. My werk as 'n prediker is om die evangelie van Jesus Christus, die goeie nuus van Jesus Christus vir u vanmôre te bring. Om vir u te sê dat daar is lewe in oorvloed. Die goeie herder praat in Johannes 10 en hy vertel ons so bietjie, maar in Johannes 10 vers 10 sê hy, weet jy wat, daar is 'n dief. Ons het van daai dief gelees in Petrus. Maar daar sê hy, daar is 'n dief. En hierdie dief, hy kom slegs om te steel, om te verwoes, om te vernietig. Hy sê, daai dief kom net om te steel, te slag en te verwoes. Maar dan in die tweede deel sê hy, maar die goeie herder, ek, Jesus Christus, het gekom dat julle lewe in oorvloed kan hê. Dis nie 'n vermoeide lewe nie, dis 'n lewe van rus. Dis 'n lewe van rus. Daar is soveel sleutels wat ons kan vind in Johannes 10 as ons lees van die goeie herder. Daar is soveel sleutels wat ons kan bestudeer, wat vir ons inligting kan gee. Ek het gekyk na vers 3 en daar het ek gelees, vir hom maak die deurwagter oop en die skape luister na sy stem. En hy roep sy eie skape by hulle naam en hy lei hulle uit. As hierdie intieme beeld van skape wat luister. Hulle ore is attent om te hoor. Daai skaap word geroep by sy naam. En daar lei die herder hulle uit. Hoe wonderlik is hierdie beeld vanmôre. In Johannes 10 vers 4 sê dit dat, en wanneer hy sy eie skape uitbring, dan loop hy voor hulle uit. En die skape volg hom. Jy sien, ons kan nie voor hom uitloop nie. Hy loop voor ons uit. En hoekom die vers in die tweede gedeelte gee die antwoord? Omdat hulle sy stem ken. Vandag in u gees hoor u daai stem roep. En ek wil u uitdaag. Vers 5 sê vir ons dat hulle sal nie 'n vreemde volg nie. Hulle sal wegvlug. Want hulle ken nie die vreemde se stem nie. In vers 11 lees ons dat hy lê sy lewe af, die goeie herder lê sy lewe af vir die skape. Vandag se boodskap gaan oor moegheid. En dis slegs u wat luister of kyk wat weet hoekom u in hierdie situasie sit. Nou daai dag toe ek gebid het, ervaar ek die vrede van God in daai vertrek. Ek sê, Here, ek het alles probeer. Ek het alles probeer. Ek het dwelms, drank, alles probeer wat jy kan noem. Ek het dit probeer en ek sê, Here, ek kom nou en ek lê my lewe neer. En toe ek het neerlê, toe voel ek, God is my getuie, toe voel ek hierdie vrede wat die verstand te bowe gaan. Vir die eerste keer in my lewe, vandat ek 'n kind was, voel ek daai vrede. Jy sien, jy gaan meer en meer frustreerd raak, jy gaan meer en meer verstrengeld raak, totdat jy besluit om dit te doen. Ek het die laaste jare het ek soveel wonders en tekens gesien op die radiostasie. Vir 9 jaar saai ek uit en ek hoor hierdie wonderlike getuienisse van mense wat genees is van kanker, tot mense wat bevry is in 'n oomblik. En vanmôre, soos wat ek bedien, strek ek my geloof weer uit vir hierdie wonderwerke. Ek onthou hierdie getuienisse, elkeen van hulle dra ek in my hart. Want ek weet, dit is noodsaaklik vir my, soos wat ek hier in die ateljee sit, van u kan my sien, van u kan net luister na my, is dit noodsaaklik vir my om my geloof saam met u vanmôre uit te strek en te vertrou vir 'n wonderwerk in u lewe. En dit maak nie saak wat dit is nie, ek wil hê u moet dit vanmôre bring, soos wat ons gaan bid. As u die eerste groep is wat tot bekering kom en sê, ek hardloop nou na die stem van die herder toe, ek kom nou, Here, ek wil myself onderwerp aan die herder, ek wil luister, ek wil toelaat dat hy my lei na die waters, na die groen weivelde, ek wil toelaat dat hy my laat neerlê daar,
Ek wil hom so vertrou dat ek bereid is om te lê en nie meer bekommerd te wees nie. Ja, ek hoor die leeu's van die lewe brul in die agtergrond. Ek hoor hoe brul hulle, hoe gaan hulle te kere. Hulle brul oor die televisie, hulle brul oor die internet, hulle brul op die YouTube channels, hulle brul oral, maar my fokus is op die herder en die stem van die herder. En wanneer ek luister na daai stem, dan fokus ek net op daai stem. Ek sê, Here, ek volg daai stem. Waar is daai stem? Ek wil kom na daai plek wat ek moet wees. Daai plek wat ek huis kan noem. Daai plek wat ek gearriveer het in daai vredevolle blydskap van sy oorwinning. Daar wil ek kom vandag. En jy mag dalk dink, Richard, ja, jy weet nie waar deur ek is nie, jy weet nie waarin ek is nie. Jy weet nie wat aangaan in my lewe nie. Jy weet nie, dis mandrakes, dis heroin, dis cocaine. Jy weet nie, dis drank. Dis vroumense, jy weet nie wat dit is nie. Ek hoef nie te weet nie, maar ek kan vir jou sê, sodra jy die stem van die herder volg, en jy gaan, jy begin 'n stap, jy draai weg. Hulle noem dit repentance in Engels. Bekering. Jy draai weg van jou ou lewenstyl. Jy begin 'n stap na die stem wat jy hoor roep. Hy roep vandag. Hy roep vandag. Ek is so hartseer oor soveel van my vriende wat gesterf het. Soveel mense wat hy na geroep het en ek kon sien hoe roep hy, maar hulle kon net nie daai stem volg nie. Moenie een van daai wees nie. Ek is soveel hartseer oor mense vandag wat se lewens kort geknip is as gevolg van die duiwel wat gekom het om te steel en te verwoes en te moor. Hy het soveel van my vriende doodgemaak. Die 2 manne wat saam met my in daai klein kamertjie was daai dag. Daai 2 manne is vandag dood. Hulle is nie meer hier nie. Want daar's 'n kans en die kans is nou. Die tyd is nou. Dit is nou die tyd vir jou en vir my. Moenie hierdie oomblik laat verby gaan nie. Ek wil jou nie bang praat nie. Ek wil jou nie bang praat vandag nie. Ek wil nie hê jy moet vrees nie, maar ek wil hê jy moet die realiteit sien van hoe hierdie lewe werk. Jy het die vloek aan die een kant en jy het die brullende leeu aan die ander kant. Jy het roofdiere en jy het net een plek waar jy veilig is. En dis nie met meer geld nie, dis nie met meer geboue nie, dis nie met meer bates nie, dit is by die herder. En vandag roep hy. Hy roep sy skape. Hy roep sy skape en as jy vanmôre besluit om jou hart vir hom te gee, gee tog jou lewe ook. Besef tog dat die oorgawe is nie net 'n belydenis van jou hart nie. Sê, Here, ja, ek wil U dien. Nee, Here, my ganse lewe, alles wat ek is en alles wat ek het, word op hierdie oomblik onderwerp aan U. En ek lê myself neer. Wil U nie dit vanmôre sê nie? Wil U nie vanmôre klaar maak met hierdie ou lewe van stryd en smart en sukkel en kom na hom toe nie? Almal wat vermoeid en belas is, wil U nie kom vandag nie en sy juk eerder opneem, die juk van oorgawe. Die juk van neerlê by die herder. Wil U nie kom vandag nie? En vir U wat 'n Christen is wat reeds die kennis van die woord het, wat moeg is, wil U nie konsidereer die besluite wat U maak in U lewe, of hulle buite die herderskraal is nie, en of U besig is om rond te stap en allerhande verkenning te doen, buite die stem van die herder, buite die groen weivelde, buite na die waters waar rus is. Slegs die herders in daai tyd wat geweet het waar daai waters is, waar daai groen weivelde is. 'n Skaap kon sy hele lewe soek en dit nooit vind nie. Maar as hy die stem van die herder gehoor het, my herder roep, dan het hy gekom. En vir U wat die Here dien vir jare nou al, die stem van die herder roep vandag. Hy roep vir U na 'n diepe verhouding. Hy roep vir U na 'n toegewyde lewe. Hy roep vir U om die versteekte sonde uit U lewe uit te verwyder. Dis nie die moeite werd nie. Hy roep vir U en hy roep vir my vandag.
vir ons wat reeds by die herder is, wat besig is om te hinker, sê hy, glo in die goeie herder. Glo in die volbragte werk van die kruis vanmôre. Glo in dit. En wanneer jy glo en jy sê, ja Here, ek weet, U is my bron. Ja Here, ek weet, U is my alles. Ja Here, ek weet, U sal my nooit begewe of verlaat nie. Wanneer jy dit glo, gaan jy neer lê. Maar totdat jy dit nie glo nie, gaan jy 'n staande Christen wees wat by die herder is, maar jy staan die hele tyd, jou ou skaapbeentjies is al lam gestaan. Jy slaap nooit nie, jy's moeg, jy's vermoeid. Aanvaar dit wat hy sê in sy woord. Jy sal die waarheid ken vandag en die waarheid sal jou in daai vryheid bring om neer te lê by die groen weivelde, by die waters waar rus is.